Dit is interessant, voorzitter, die geskiedenis homself herhaal. Johannes Kerkhoff in die gereformeerde bluesband het graag in die vorige lied gesing, sit het af, want dit is selfs 'n straf. Deesdae hoor ons presies dieselfde wysie, die keer dat Eskom se oor, dat advertensies wat vreeslik verhandig, en selfs swembadpompe is. As die geld met advertensies gekos het, net beleg word in 'n mikrokernreaktor of 2, en ons dalk in die aande van onsself teëgemaak is onder skuldgevoelens, of hoe doen we? Kimberley en Charles wou weinig melding maak van kernkrag se regte wêreldvoordele. Die vrees van kapitaaluitgawes, losskroewe en te veel eiers in een mandjie het ons so weinig gespook dat die eenvoudige feite by hulle verbygegaan het. Ons is met 'n land met 3 groot probleme: 'n ernstige tekort aan elektrisiteit, 'n problematiese afhanklikheid van steenkool en 'n kommer oor toekomstige vrae. Om hierdie spesifieke probleme op te los, is dit uit my en Hendrik se toespraak duidelik dat net kernkrag aan hierdie vereistes kan voldoen. Dus sal dit nie vir ons 'n probleem wees om 6 te bou nie, 'n kernkragsentraal te bou. Verder moet ons verstaan dat ons nooit gesê dat ons net na kernkrag gaan kyk. Maar om hierdie spesifieke probleme op te los, is iets soos kernkrag wat basisware energie verskaf, die beste beskikbare opsie. Ek organiseer my toespraak op dieselfde manier as Hendrik se, naamlik 'n finale kyk na die begripsopleiding, behandeling van die hoofargumente op die tafel, waarna ek die debat sal opsom en ook afsluit. Die finale van die begripsopleiding is dat ons mekaar vervind op die meeste van die terme en dis gaan ek nie veel meer daaroor sê nie. Met dis kyk ek na ons hoofargumente. Kom ons begin net te kyk na die artikel in die Business Day van 11 Desember 2014 met die opskrif "An error underestimate of future electricity needs" deur Andrew Kenny, wat tot onlangs 'n senior ingenieur by Eskom was. Hy wys dat stabiele kragvoorsiening die grootste behoefte in Suid-Afrika is. Met elektrisiteitsonsekerheid, dis die grootste albatros op ons land. Kyk ons na hernubare kragbronne oorkoming, sien ons in die timeline van die International Panel of Climate Change's sitting position on nuclear energy, die weergawe van die bulletin in dateer 8 Februarie 2015, dat kernkrag selfs skoner as die skoonste vorm van son- of windkrag is, en dat 'n stabiele krag kan voorsien met genoeg volume om elke lig in die land te laat skyn. Die hoofie dokument is dat hernubare krag moet kyk, Charles, naamlik die konflik aspek, is dis nie geldig nie. Dit versterk van as 'n argument raak vir mikrokernreaktors. Hoekom sou ons 'n jasverkragstasie bebou as ons eerder iets soos 'n goedkoper mikrokernreaktor kan oprig met meer as 3 maal die opwekkingsvermoë? Soos ons die berig in Nuclear Microreactors dat hier 6 Augustus 2011 en te vind op die webblad van informablenuclearnews.com. Ek vat die debat saam. Die term beste oplossing impliseer ons die beskikbare opsies een vir een moes oorweeg en daar bepaal watter een verhouding tot die res die beste beskikbare opsie is. Dit is presies die metodologie wat ek en Hendrik gevolg het. Ek los dit dus met die volgende: om te waai of nie te waai. Dit is die Shakespeare-vraag in hierdie debat. Om te skyn of nie te skyn, om deur veilig verskoor te word of om nie verskoor te word.